Baie dankie collega. Vriende, goeiemôre. Dis lekker om u te sien, die kerk is vol en hier's oupas en oumas, oupa grootjies, paas en maas, babetjies, kinders, tieners. Dis hoe die kerk van die Here lyk. En mag die Here op 'n besondere wyse u ontmoet. Jy weet, so in die week, dan kom maar baie goed op 'n ou se pad. En ek sê net nou daar in die konsistorie, terwyl mens so aan die kerk, op pad kerk toe is, dan maal daar nog goed in jou kop van die week en jy dink al aan volgende week. Jy dink al aan môre se dagboek. So ek wil u uitnooi dat u so vir 'n uur, ek behoort nie langer as 'n uur te wees nie. Luister, wat sê die Here? Mag die Here op 'n besondere wyse u aanraak. En dan ook welkom vir ons vriende in Taniqua, u wat inskakel, ons per radio ook en ons 7 FM, die vind jy op YouTube kanaal, later hierna kyk. En dan vir ons besoekers, jy wat besoekers, hier's jy wat nuwe intrekkers in ons gemeente. En as jy wil aansluit ook by ons geloofsgemeenskap, vul asseblief die kaartjie in en duidelik met die regte selfoonnommer en ons sal gou as moontlik by jy uitkom. Blaadjie het jy by die deure ontvang, soos altyd net so 2-3 goedjies net uitlig. Ons katedese skool is aan die gang en jy kan hier aan die agterkant van die blaadjie sien al die inligting daarso. Al ons nuwe intrekkers, nuwe pappas en mammas met kinders in die katedese, al die inligting is daarso. Ons het 'n kindermoment voor die tyd hierso en dan beweeg die jong maats uit na die onskeie lokale. En as die maats bietjie klein is en jy wil nog saam gaan, dan kan jy ook is jy ook welkom om saam uit te gaan as jy nie is. Al die inligting met die graad wat die katedese leiers en watter graad waar hulle bymekaar kom is op die agterkant van die blaadjie. Jy is welkom. Goed, en dan ons gesonde gesinne bediening. Dis so 'n bediening wat ons spesifiek fokus so die laaste paar jaar op ons gesinne met kinders in die huis. So waarvan ons almal weet, die wat kinders in die huis het 'n redelike uitdaging. En ons oupa en oumas, jy sal onthou hoe was dit toe Boetie wat nou al groot is, toe hy in die skool was. En die moeilike en die besondere uitdagings. So ons het so 'n bediening wat ons spesifiek kyk na ons gesinne en ons afskop is vanmiddag met ons maandelikse bring en braai so 11:30 hier by die kerk en kom kuier lekker saam. Dalk was jy nog nie daar nie. Daar's niks formeel vreeslik nie. Ek gaan miskien 'n choppie by die huis braai. Maar kom braai maar saam met ander vriende. En as jy nog nie ons ken nie, ons word vriende. So ons nooi uit so 11:30 bring en braai ons gesonde gesinne bediening. En ek sal 'n bietjie verder later ook daaroor gesels. Goed, en dan volgende week ons nagmaal. Ons nooi uit om ook voor te berei vir die nagmaal. So kom volgende week almal saam. En dan Dr. Steve het gevra die laaste in die belydennisklas moet hom kry by die kerkkantoor net na die diens. So al ons belydennisklasmaats net na die diens kry jy vir Dr. Steve daar by die kantoor net voor die saal. Goed, dis sover ons aankondigings. Die res kan jy maar rustig deurlees. Goed, nou is dit kans vir my jong maats. Kom nader. Ek verlang na julle. Daar is hy. Kom gerus. Ja nee, julle kruip weer onder die banke uit. En tussen die planke. Ek is bly. Jong. Welkom. Kom nader. Goed, daar maak saaf van die galery af. Ons wag vir julle. Daar is hy. Môre julle. O, was dit 'n moeilike week? Ja. Môre. Dis lekker om julle te sien, maar lyk my helfte is nog in die slaap. Maar ek wil vanoggend met julle ietsie praat. Nou moet julle hoor. Ek wil vir julle eers 'n vraagie vra. Maar ek weet as 'n dominee 'n vraag vra, is dit 'n moeilike ding want ek kry 'n keer die verkeerde antwoord soms en dan moet jy op die voete dink. Wie van julle was toe julle 'n babatjie was, kon al julle tande geborsel het? Nee? Onthou nie. Kan jy nie onthou nie? Wie van julle toe jy 'n babatjie was kon jou hare gekam het? Kan jy nou nog nie hare kam nie? Goed. Wie van julle toe julle 'n babatjie was, kon op die fiets klim en na die fiets ry in die straat af? Nee. Nou hoe dit gebeur dat jy nou geleer tande borsel en hare kam? Hoe dit gebeur nou? Het jou ma jou geleer, né? Ja, dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding as ou kan tande borsel en hare kam. So almal van ons wat babatjies was, word 'n bietjie groter en dan sal seker goed ons nie kan doen nie. En dan vir wie vra ons om ons te help? Jesus. Mamma en pappa en Jesus gee vir hulle wysheid, né, om dit te doen. So, maar nou word ons 'n bietjie groter. En wie van julle
hou nou nie meer daarvan as mamma jou hare kam, jy wil dit self kam. Aha. En wie van julle se mamma borsel nog julle tande of kan julle op borsel julle self tande? Meeste van julle, né? Nou goed, wat gebeur as mamma nou kom en sy sê kom, ek wil jou kuif bietjie hierdie kant toe kom. En jy sê nee, ek wil aan die ander kant toe kom. Wat gebeur? Stry julle. Jong, dit klink soos ons huis. Ek wil my kuif kom, ek kan hom gelukkig enige kant toe kom. Maar papa hou van pa se hare. Ek hou van my hare so plat, né? Goed, maar so wat gebeur baie keer? Ons vergeet baie keer, mamma en pappa is om ons reg te help. En ons hou nie altyd daarvan nie, maar hulle weet baie keer beter, want soos hulle ons geleer het om ons hare te kam en tande te borsel, weet hulle baie keer beter, maar ons hou nie daarvan baie keer nie. Ons op baie keer self. Ek wil self. Ken jy daai woordjie? Nou toe ek daar dink ek aan 'n verhaal in die Bybel. Miskien kan jy onthou. Dit gaan oor 'n hoë toring. Ken julle daai verhaal? Ek weet nie of daai toring so hoog is nie. Ken julle hierdie toring? Dis Khalifa. Burj Khalifa, né? 830 meter hoog. Dis lyk my een van die dis die hoogste toring sover in die wêreld en lyk my nie hulle gaan hom vandag troef nie, né? Jy kan nie een kry. Toys R Us. Goed, kom ons hoor. Daar was 'n verhaal in die Bybel. Onthou julle van die mense wat 'n toring wou gebou het? Onthou julle daar in die kinderbybel, sommer daar aan die begin. Wat het daar gebeur? Die Here het vir die mense gemaak, toe sê hy vir die mense, "Jong, ek is so lief vir julle. En hier's 'n hele land, julle kan oral gaan bly en hierso, julle kan plant hierso, maar julle so ver as julle gaan, kan julle maar so bly. Julle moenie almal by een plekkie bly nie." En die mense trek toe op 'n stadium so en toe kom hulle by 'n lekker plek. En hulle sê, "Man, waar is dit lekker?" En die ander ou sê, "Hier is dit lekker." En hy sê, "Hier gaan ons bly." Maar toe kom daar een ou en hy sê, "Nee, ek het 'n plan. Ek wil soos God wees." En die mense vra hom, "Maar waar is God?" En hy dink maar soos die mense in die ou tyd, hy wys boontoe. Hy sê, "Ek wil soos God wees." En hy sê, hoe gaan ons by God uitkom?" Hulle sê, "Kom ons bou 'n toring." En hulle begin 'n toring bou. En hulle bou. Want hulle sê, hulle wil tot in die hemel kom en hulle wil soos God wees. En hoe dink julle het God daarvan gehou, dink julle? Dink julle dit was sy plan gewees vir hulle? Nee. God het gesê, julle is eintlik ongehoorsaam. Maar die mense luister nie. Soos ons is as ons hare wil kam en mamma wil aan die ander kant toe kom, né? En hulle bou 'n toring en God word baie hartseer. En toe sê God, "Maar nou moet ek hou nie daarvan as mense sonde doen nie. Ek wil hulle keer dat hulle sonde doen." Wat dink julle? Wat onthou julle het God toe gedoen? Hy die mense laat ander tale praat. Ander tale, onthou julle, ek daai maatjie wat dieselfde gesê het, né? Ewe skielik kom die een ou en hy sê, "Geef my 'n baksteen aan," en die ander gee vir hom 'n appel. Die ander sê, "Nee, geef my 'n bietjie sement aan," die ander sê, "Nee, hierso is vir jou chappie." En wat gebeur toe? Dink julle daai toring het gegroei, gebou? Nee, die mense het te mekaar. Hulle sê, nee, ons los hierdie stil en ons gaan maar weer weg. Nou, dis 'n bekende verhaal daar in die kinderbybel en vra dit mamma en pappa vir julle vanaand 'n bietjie lees. Maar daai verhaal leer ons baie dinge. En ek gaan net dat mamma en pappa ook bietjie daaroor praat. Maar een van die goed wat dit vir my geleer het, is dat ons moet gehoorsaam wees as die Here praat. Soos ons gehoorsaam aan mamma en pappa is, sê hy partykeer vir ons goed waarvan ons nie hou nie, maar wat belangrik is vir ons om te hoor. So gehoorsaam aan die Here en gehoorsaam aan mamma en pappa is daar om vir ons van die Here te vertel. So dis 'n bietjie 'n moeilike ding wat ons almal sukkel met gehoorsaamheid, né? En veral daar by die skool, ek weet die onnies wat hierso sit, julle weet. En mamma en pappa weet. En kom ek vertel jou 'n geheim. Partykeer, kom bietjie nader. Hoor gou bietjie hierso. Partykeer is mamma en pappa ook ongehoorsaam. Weet julle dit? Ja, maar hulle sê nie vir ons nie. Hulle maak of hulle niks, hulle is ongehoorsaam partykeer. En partykeer kan ons vir hulle ietsie leer. So mamma en pappa se ore moet ook oop wees, want Jesus sê mos in die Bybel baie keer kan kinders vir groot mense iets leer, né? So dit moet ons ook onthou. Goed, kom ons maak ook iets toe dan bid ons. Here, baie dankie vir u liefde. Here, dankie dat u vir ons sorg en dat ons gehoorsaam moet wees. Here, dankie vir hierdie verhaal in die Bybel wat ons net nou verder gehoor praat. Here, oor hierdie torings wat ons so bou, baie keer in ongehoorsaamheid en baie keer vir onsself. En baie keer vergeet ons van wat u vir ons wil. Here, dankie vir ons jong maats hierso, dankie vir elke kategeet, dankie vir elke ouer. Dankie Here vir die leer van u wat hulle ook daar by die huis kry, soos hy beloof het by die doop. Dankie Vader dat ons ook ons kategese skool en al die kinders, ons gesinne en ons oupas en oumas aan u kan toevertrou en bid Here dat ons saam as 'n familie van u, Here, die goeie nuus sal bring en mekaar sal ondersteun soos u in die woord sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is hy, nou is dit lekker tyd vir koekies. Daar is hy, kom 'n bietjie nader.
elke enetjie, dan kan julle in julle klassies toe gaan, hoor. Broer en suster, liewe jong maats, die van julle wat nog hier so is, ons jong mense, ek steek vir ons die kers aan. 'n Simbool, 'n teken, soos Steve laas week ons herinner het aan die lig wat na die wêreld toe gekom het. En ek lees vir ons hierso in Johannes 7, 'n mooi uitnodiging. 'n Uitnodiging so aan die begin van die jaar aan elkeen van ons. Die Here skryf daarso, of Johannes skryf en hy sê, Jesus sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en laat hy drink. Ek is die lewende water. Met die een wat in my glo sal dit wees, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Jesus na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom gekom het, sou die Heilige Gees ontvang. Die Gees was toe nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Broer en suster, ek weet nou nie hoe jou nuwe jaar begin het nie, of wat die rapport vir jou gaan vertel oor oormôre nie. Maar die Here gee vir ons goeie nuus vanoggend. Die Here herinner ons dat die Heilige Gees hier is. Dat ek en jy het iets wat hierdie mense wat die woord eers keer gehoor het, nog nie gehad het nie, later gekry het. Die Heilige Gees. En die Here nooi ons uit. Hy sê, om aan hom te behoort, beteken strome lewende water vloei uit jou uit. Wat beteken dit? Dit beteken daar waar jy beweeg hierdie week, oralste los jy sulke druppels dou vir mense wat dors is. Oral waar jy en ek loop hierdie week, behoort ons sulke glasies met koel water, vir hierdie warm dae, dit is nogal warm gewees die laaste tyd, glasies aan te gee vir mense, vir bekendes en onbekendes, vir vreemdelinge, ja selfs vir jou vyande. Miskien hou hulle nie van die koel water nie, maar bied dit my in elk geval aan. Jesus sê, hy wat aan my behoort, strome lewende water, sal die kenmerk van sy lewe wees. Mag dit so wees, en Jesus nooi ons uit, hy sê, ek is die bron, en julle die tuinslang waar hierdie lewende water vloei. Mag ons so wees, soos hierdie liggie wat skyn, mag dit ook ons getuienis wees, ook hierdie week. En mag ons versterk word deur die Gees. Kom ons sing 'n lied, kom ons sê vir die Here dankie. 'n Pragtige lied, sing halleluja, loof die Here, wees hom gehoorsaam, bring hom eer. Dit sluit aan by wat ons net oor die kinders gesê het, en ook net ons teks wat ons 'n bietjie gaan oor nadink. Terwyl jy so bly sit, kom ons sing hierdie mooi lied. Sing halleluja, loof die Heer. Wees hom gehoorsaam, bring hom Heer. Hy is ons maker, hy is ons verlosser, bring God drie-enig al die eer. Sing halleluja, loof die Heer. Kom gehoorsaam, bring hom Heer. Hy is ons maker, hy is ons verlosser, bring God drie-enig al die eer. Pragtige lied uit die rooi boekie, onthou jy, vroeg 80s, pragtige lied, sterk woorde, ons moet nog meer leer. Kom ons herinner mekaar waarom ons hier is. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig, laat ons bly wees, laat ons sing, want die Here sorg vir ons. Amen. Vriende, dit is hoe die psalmskrywer die dag groet. En hy kyk so rondom hom en hy strek so uit. En hy dink aan al die moeilike dinge in sy lewe en dan sê hy nee, vandag is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly daaroor, kom ons juig. En daarom weet ons die Here is ook hier en daarom kan ons mekaar groet. Want ook hierdie dag en ook ons lewe behoort aan die Here. Genade vir julle. En vrede vir julle van God wat ons Vader is. En van Jesus Christus, die lewende Here. En van die Heilige Gees. Hy wat uitgestort is
Hy weet in ons midde is. Hy weet die woord vir ons duidelik maak. Amen. Ons gaan staan, dan sing ons 'n pragtige loflied, een wat jy goed ken, eer aan die Vader, eer aan die Seun, eer aan die Heilige Gees, daarna kan jy ook bly staan vir die geloofsbelijdenis. Broer en suster in ons gemeente, die van die besoekers is of niet hierso, ons het die gewoonte om meeste Sondag van die jaar ook ons belydenis ook hardop te sê. Waarom doen ons dit? Waarom sê ons die belydenis? Is dit maar net so 'n bietjie so ekstra benerek vir die preek dat ek so lekker kan terugsit? Nee. Want ons vergeet. Daar in Deuteronomium al skryf die Here vir die volk van Israel. En hy sê vir hulle klomp goed wat hulle weet. En dan vra hulle maar, Here, hoekom moet ons al hierdie goed elke keer hoor? Dan sê die Here, want julle vergeet. Nie net jy wat ouer geword het, die jong mense vergeet ook. Baie keer vergeet ons juis want ons doelbewus, ons wil nie hoor nie. Ons vergeet maklik, veral as die krisis kom. Daarom herinner ons mekaar elke week en sê ons vir elkeen wat wil hoor en ook hulle wat nie wil hoor nie. Ons sê in elk geval vir hulle waar ons krag lê. Kom ons bely ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Voor ons uit die woord 'n paar verse gaan lees, kom ons bid saam. O Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat ons U naam kan grootmaak en U kan prys. Maar Here, ook in ons lofsange vanoggend, Here, ken U ons. En weet jy, Here, ons is baie keer soos die volk daar in die Ou Testament. Here, ons sing ons lofsange met ons mond, maar ons hart en ons kop is op 'n ander plek. Here, vergewe ons, waar ons baie keer so uit gewoonte maar dinge doen. Vergewe ons waar ons baie keer dinge doen, Here, om te dink dat ons U kan beïndruk of U arm kan draai om vir ons iets beter te doen. Here, ons weet, U praat in die woord oor genade. En genade, Here, is iets wat ons ken en ons beleef, elke dag. Dankie vir die genade om op te staan vanoggend. Dankie vir ons, Here, wat ook luister na die uitsending. Here, ons wat dit moeilik het vanoggend en in 'n bed lê en sukkel om te loop. Maar dat ons nog genade ontvang om die woord te kan hoor. Nog genade, Here, om nog helder te kan dink, te kan onthou van die groot dinge wat U in ons lewe doen, elke dag en gedoen het, en nog sal doen in die toekoms. Dankie, Here, dat U lewe. Dankie, Here, dat ons die woord kan bely, dat ons die naam kan bely vir mense. Here, soos ons net nou gesing het, Here, ons is soekers na die waarheid, want daar is so baie dinge op ons pad, Here, wat deesdae, wat as waarheid voorgehou word. Ons is uitgeput. Baie van ons is nie meer seker, Here, waarom vas, waarom te vat en waarom te los nie. Here, U sê in die woord, U is die waarheid. En Here, mag dit wat ons vanoggend met mekaar deel, U woord, die waarheid in ons lewe wees. Nie net in ons kop nie, maar in ons hart, in ons lewe. Mag ons draers van die waarheid wees, agente van hoop. Here, dankie dat U elkeen van ons goed ken. Elkeen van ons met ons kruis wat ons bedra. Here, wil U uitkoms gee. Here, daar in die Spreuke onthou ons, sê dat U is die een wat die paaie vir ons gelyk maak. Ja, Here, maar ek weet, U beloof nie altyd dat dit net 'n mooi pad sal wees nie. Soms, Here, is dit 'n grondpad wat gelyk moet word. En soms vat dit lank. Help ons om dit vas te hou. En dankie, Here, vir die belofte dat selfs al sukkel ons baie keer met die vashou. U los ons nie. Here, ons bid dat die woord uitgedra sal word vanoggend, waar dit ook in die wêreld gepreek word of gebring word. Ja, Here, dat mense U stem en die asem sal hoor. Here, so bid ons vir elkeen in die gemeente, elkeen se uitdagings, ons ouer lidmate, Here, met die moeilike dinge wat hulle elke dag moet trotseer. Ons bid vir ons gesinne, ons jong gesinne. Ons bid, Here, vir ons jong maats. Ons bid, Here, vir ons wat verlang, van kinders wat ver is. Ons bid vir ons, Here, wat sukkel met allerlei probleme op ons pad, waar ons nie uitkoms het nie. Dankie dat ons na U toe kan kom. En dat ons as gemeente, Here, voor U kan buig en kniel met 'n leë hand en sê dankie vir die genade. Amen. Vriende, ons skriflesing vanoggend is uit Genesis 11, maar voor ons daar is, kan ons net daai skyfie kry, Pauline, van die reeksie. Baie dankie. Ons is so van die begin van die jaar besig met 'n reeksie, die van jou dalk eerste keer hierso is, oor ons jaartema in die gemeente. En die tema van ons gemeente hierdie jaar is Lewe Nou, met 'n uitroepteken, en dan soos hy dit wil. Waarom die tema? Want baie van ons lewe, maar ons lewe nie nou nie. Ons lewe 30, 40, 50 jaar terug, toe dinge lekker was, en dinge rustiger was. Ons lewe in die verlede, en ons sukkel om nou te lewe. Ons sukkel om sin te maak van nou. Baie van ons lewe in die toekoms, van ons jong mense. Ek wil net uit die skool uitkom en net klaarmaak my studies, want daai eerste of derde of 10de miljoen wag vir my. Ek moet net verbykom hierso. Maar jy weet, die Here sê, ons is geroep om nou te lewe. Johannes 17, praat Jesus daaroor. Hy sê, lewe nou. Maar hoe leef ek? Ek leef soos hy dit wil. En so het ons met die reeksie begin. Die eerste keer was Genesis 39. Hoe leef ons nou? Ons leef binne God se skaduwee. 'n Groot troos. En toe my kollega laasweek verder geborduur op hierdie tema. Hoe leef ons? Ons leef soos hy dit wil.
daai kragtige teks, 2 Korintiërs van die skat en kleipotte en die tentwoning en die hoop. En vanoggend gaan ons verder. Hoe leef ons nou? Soos hy dit wil. Ons kyk na ons eie lewe, bietjie rondom ons. Ons kyk na die torings wat ons bou en die boodskap wat dit dra. En dis 'n ou woord hier so in Genesis wat jy daar in die kinderbybel vinnig lankal verbygeblaai het baie. Maar kom ons lees hierdie bekende teks. Hier is Genesis 11, net die eerste 9 verse. Dankie. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinaar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, maar kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik. En ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het net een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het toe daarna verstrooi oor die hele aarde en het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Ons lees tot sover. En broer en suster, gewoonlik as jy in hierdie verhaal lees en jy dink nou aan hierdie verhaal, dan dink jy nou 'n klomp goeters. En jy dink aan, is dit nou moontlik en waar was die stad en hoe hoog is die toring en presies wanneer was dit gewees? En jy dink, maar joh, ek moes hierdie storie vir my seentjie vertel het, maar wat is die betekenis daarvan? Hoekom is dit daarso? Hierdie eenvoudige verhaal met klomp beelde het 'n kragtige boodskap vir ons postmoderne mense. En ek het om hierdie boodskap te verduidelik het ek so skyfies aangebring, Pauline, net ons om daar. Baie dankie. Baie van die ken dalk hierdie skyfie. Maar kyk mooi, daar waar die pyltjie is. Dis waar jy bly. Dis waar jy huil. Dis waar jou kinders gebore is. Dis waar jy besigheid bedryf. Dis waar jy torings bou en torings afbreek. Dis die prentjie van die aarde, 'n foto van die aarde, die verste foto wat waarskynlik geneem is tot op hede. Februarie 1990 het Voyager 1, daai ruimtetuigie, as jy hom so noem wat ons gestuur het 76 en 77, het hy teruggedraai die kameras en so laaste moment 'n foto geneem van die aarde, net so voor uit ons sonnestelsel uit beweeg het. En daai 1 pixel prentjie daar wat jy nie kan sien eintlik nie. Hulle noem die pale blue dot. Toe hulle die foto's nagaan, toe sien hulle daar so 'n sonstraal, dit so om een of ander rede, waarskynlik met 'n doel, op die regte tyd op die regte plek was. En in die middel daarvan is so 'n klein spikkeltjie en dis die aarde. Iemand het gesê die aarde, 'n speck of dust suspended in a sunbeam. Dis wat Carl Sagan gesê het, né? Hoekom wys ek vir hierdie prentjie? Want daai foto wil in 'n sekere sin perspektief gee oor waar ons bly en oor wat belangrik is in hierdie lewe en hoe belangrik ek en jy is. Aan die een kant wil vir ons sê ons is eintlik stof, soos Jesaja sê. Onbelangrik, 'n spikkel. Maar aan die ander kant wil dit vir ons sê hoe belangrik ons is. Dat die Here besluit het om vir daai spikkeltjie uit te reik. Dat Jesus gekom het na daai pale blue dot toe en aan jou gedink het. En dat hy genade betoon het aan my en aan jou, dat jy vanoggend, Januarie 2024, hier in hierdie kerk kan sit. En kan kyk na daai selfie van die aarde, van ver af, en weet, die Here het my lief. Broer en suster, maar hierdie foto lei ons ook na Genesis toe. Baie dankie. Hierdie foto herinner ons aan die geneigtheid ons as mense het, om partykeer nie te doen wat die Here vra nie. En dit gaan oor die torings, en daai Genesis 11 praat oor hierdie torings wat ek bou. Die torings wat ek bou in my lewe, en die boodskap wat dit dra. Want meeste keer het hierdie torings my naam op. En hierso sê jy sien, hierso staan baie duidelik Burj Khalifa. Dalk van u was al daar gewees, en kan vir my vertel hoe dit lyk van daar bo af. Die torings wat ek bou,
en die boodskap wat dit dra. En kyk vriende, elkeen van ons bou torings. Miskien nie sulke hoë torings nie, maar deur die lewe, oral waar jy gaan, is ek en jy besig met bouwerk. Sommige keer moet ons kinders ons torings voltooi. Ons kinders moet baie keer dinge doen wat ek nie suksesvol bereik het nie. En dan plaas ons hierdie druk op ons kinders. Want pappa wou so graag die 100 meter gehardloop het. En toe hou hy van kos. Maar Boetie moenie baie eet nie, want Boetie moet doen wat pappa nie kan doen nie. En ons kinders sukkel oor hierdie torings wat ons sukkel om te bou. En dan kom jy daar by hierdie reunie, onthou ons hierdie reunies. Daai valseun in die klas heel agter. Hy stop daar so met so 'n lang slap motor. En nou is so iemand aan sy sy, so hop. En jy dink, "Joh, ek en nie gaan Karel gaan so goed regkom nie." Maar na die reunie hoor jy sy suster gewees. En die kar is gehuur. Ons hou daarvan om torings te bou. Torings met my naam op. Want almal moet sien wie ek is, hoe suksesvol ek is. En vriende, torings is belangrik. Want dit is belangrik dat ons torings bou. Dis die opdrag. Die Here kom in Genesis 1 en hy sê, julle moet torings bou. Hoe hoor hoe beter. Bewoon die aarde, bewerk dit, sê die Here. Skep kultuur. Gebruik jou verstand. Gebruik jou vernuf. Gebruik jou gawes. Ons moet torings bou. Maar waarom bou ons dit? Bou ons dit om my naam op te sit? Of om die Here se naam op te lig? Jy sien, dis die dilemma gewees wat die klomp mense hier so in Genesis mee gesukkel het. Wat hoor ons in hierdie verhaal? Broer en suster, hierdie gedeelte van die geskiedenis, Genesis 11, is deel van die vorige geskiedenis. En dit sê vir ons, Genesis 12 onthou jy, die van julle wat nou kinders ten doop gebring het. Hier's 'n paar, ek sien, ek ken julle so. Nou die dag, paar jaar terug. Onthou, as ons oor doop praat, dan praat ons altyd oor Abraham. En ons sê man, Abraham, Genesis 12, die Here het hom geroep en hy sê hy sal die vader wees van die nasies. Asof die Here 'n nuwe pad met Abraham begin het. Nou hierdie hoofstuk in hoofstuk 11 is net voor dit. En dit sê vir ons hoe ver die mens van die Here af weggedryf het. Want die mens begin goed in Genesis 1. En dan weet jy in Genesis 3 dinge die mekaar geloop. Of dit nou 'n appel was, ek is nie seker daaroor nie. Ek dink dis een van die middeleeuse mense wat dit geteken het. Maar die punt is die mense se verhouding met God het gebreek. En dan sien jy sulke hoogtepunte in Genesis in die geskiedenis van mense wat naby die Here geleef het. Daar's 'n Noag gewees. En daar's 'n Henog gewees. Maar die meeste mense vertoon hierdie natuur wat skeef geloop het. En mense begin al hoe meer en meer torings bou vir hulle self. En hierso in Genesis 11 bou hulle letterlike toring. Want hulle sê ons wil vir ons naam maak. Die mense moet dan weet wie is ek. Hierdie toring moet ook naby wees tot by die hemel. Tot daar waar God is. So hierdie gedeelte, broer en suster, wanneer dit is, weet ons nie heeltemal nie. Maar hierdie gedeelte sluit hierdie voorgeskiedenis af. En dan sien ons Abraham begin. Genesis 12, die Here kom na Abraham toe en hy begin as te ware weer 'n nuwe pad met hulle. Wat gebeur hierso? Ons sien dat die mense ooswaarts trek. Die mense trek ooswaarts en toe kom hulle by 'n lekker plek. Dalk daar in Irak, sê baie van die ouens spekuleer hulle. En daar's 'n groot vlakte en die mense besluit hier gaan vir hulle stad bou. En dan kom een van die manne met die blink planne. En hy sê, "Kom ons bou vir ons 'n toring." Maar hoe moet hierdie toring wees? Hierdie toring moet tot in die hemel strek. Tot in die hemel. Nou waar is die hemel? Die mense destyds het ons maar geglo die aarde is so 3 verdiepings. Die hemel daarbo en dan ons dryf hier op die water en die onder die aarde is waar die duiwel en al die slegte goed is. Hulle sê kom ons bou vir ons 'n toring wat tot by die hemel kan strek. Hoekom? Want ek wil soos God wees. Ek wil vir my naam maak. Dit terwyl die Here gesê het, versprei hierdie destyds bekende wêreld. Versprei. Mense sê ons gaan nie dit doen nie. Ons wil nou hier bly. Waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Hulle bou 'n toring. Maar hierdie toring sê baie van die ouens wil hulle ook die dood vrygespring het. Want hulle het gesê hoe nader ek aan die Here is, hoe minder sal die dood in my in sy greep kry. En alles wat sleg is. So hierdie mense met goeie intensie of met verkeerde intensie besluit om ongehoorsaam aan die Here te wees. En hulle besluit om 'n toring te bou. In vers 4, interessant.
lees ons iets baie interessant. Die Here sê in vers 3, eintlik vers 3, kom die Here, en die skrywer spot eintlik met hierdie werk van hulle. Die skrywer sê, met wat bou die mense? Hy sê hulle bou nie met klip, soos die Egiptenare baie later waarskynlik gedoen het nie. Dit is die voorgeskiedenis, ons weet nie. Maar hy sê hulle bou met modder. Asof die skrywer vir ons wil sê, as jy tussen die lyne lees, hierdie bouwerk van die mense was van die begin af gedoem gewees. Hulle bou met water en modder. Redelik sterk, maar nie soos klip nie. En so bou hierdie mense die toring. En dan as ek en jy tot hier sou kom en dink ons, nou wat is die boodskap? Die boodskap is seker maar net, dis waar mense van verskillende tale vandaan kom. En dis hoe mense maar versprei het. En dan kom die slim ouens en sê, nee man, dit is nie heeltemal reg nie, daar is ander betekenis daaraan. En wat beteken hierdie eerste deel? Hierdie eerste deel vra net 'n vraag. En dit vra 'n vraag direk vir jou en my ook vanoggend. Dit vra 'n vraag na die torings wat ek en jy bou. Want torings bou ons. Hoe lyk die torings wat ek bou? En watter name staan op hierdie torings? Wie wil ek oplig met die torings wat ek bou in die lewe? Wat torings moet ek bou? Baie mense werk vir 'n grafskrif. En dit klink bietjie donker, maar dit is so. Baie mense werk vreeslik hard, dat daar eendag tog iets baie mooi in die koerant moet staan oor my lewe. Baie mense werk baie hard vir hulle kinders. En sê, maar ek gee alles vir my kinders om dit na te laat. Kom wat my. Maak nie saak wat nie, as ek op mense moet trap, dan doen ek dit. Maar ek wil iets nalaat met my naam op. En dit is goed om mense naam op iets te sit. Die Bybel praat baie daarvan. Ek en jy is kinders van Abraham, sê die Here. Abraham se naam staan oor ons. Hoekom? Nie omdat Abraham voortreffelik was nie, maar omdat Abraham met sy sonde, want hy het 'n paar keer het Abraham sonde gedoen, gejok oor sy vrou. Maar Abraham het gekom by 'n punt, Genesis 12, waar hy hom voor die Here verneder het. En gesê het, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. Sy naam was opgeteken. Abraham, 'n belangrike man. Moses, vandag nog, 'n kragtige naam wat mense dra. Baie mense vernoem hulle kinders Moses. Ek het nou eendag van 'n ou gehoor, met so 'n naam Moses, ons hoor dit nie baie nie. Maar die pa sê vir my, hy gee sy kind die naam Moses, want hy naam het krag. So dit is belangrik om jou naam op te sit. By elke naam verwys eintlik dan na die Here. En dis wat Genesis 11 hier in die begin vir ons wil vra. Hoe lyk die torings wat ons bou? Hoe lyk dit wat ons nalaat? Waarom laat ons dit na? Wat laat ons na? En dis vra broer en suster, dat net ek en jy, miskien alleen, daar in jou binnekamer voor 'n spieël kan antwoord. Iets wat die Here weet. Daarom skryf die Here hierdie verhaal om te praat oor ongehoorsaamheid baie keer. Wat maar inherent in ons wese inkom. Dis hoe jy is, dis hoe ek is. En as die Here Jesus jou nie omvorm en nuut maak, soos Johannes 3 praat nie, dan sukkel ons. Want jy val terug en ek val terug op hierdie torings wat ons bou. Hoe hoër, hoe beter. En weet jy, interessante van die torings is, as jy van ver af kyk, sien jy hulle nie raak nie. As jy van bo af kyk, dan sien jy die hoogte van hierdie toring nie. Hoe lyk die torings ons bou? En dit bring ons by die tweede gedeelte. Hierdie gedeelte sê ook, kom ons bou torings wat God se naam versprei. Wat God se naam hoog maak, uitlig. Sodat as ek en jy verbygaan by 'n plek, hulle nie sê daar gaan Piet en daar gaan Jannie, daar gaan Koos en Andrei nie. Maar hulle sê ek ruik iets. Ek ruik iets. Ek ruik die geur van die Here. 2 Korintiërs, onthou jy daai teks? Ek dink Steve het 'n keer laas jaar daaroor gepreek. Die Here sê daar waar jy beweeg, moet daar 'n lieflike geur agter jou aan beweeg. As jy so verbygaan en mense jou nie sien, hulle moet God ruik. Koel water aangee vir iemand wat dors is. Dit moet die kenmerk van ons lewe wees. Daar gaan nie 'n naam op hierdie toring wees wat ek en jy bou nie. En is goed so. Want my naam hoort nie daar nie. My naam verdien nie om daar te staan nie. Dis genade. Ek en jy is daar om die Here se naam uit te lig. Jy weet, ons as mense bou groot dinge en hierdie Birch, dis 'n indrukwekkende gebou. Maar as jy van bo af kyk,
dan sien jy nie veel nie. Jy kry nie eintlik 'n idee van sy hoogte nie. Jy sien 'n mooi blommetjie, baie indrukwekkend. Groot swembaddens. Maar jy sien nie sy hoogte nie. Die groot muur van China, as jy daar uit die ruimte uit kyk, jy moet nie te hoog gaan nie. Dan sien jy net so streepie. Die torings wat ons bou, is nie baie hoog nie. Is nie baie duursaam nie. Die torings wat ons bou is eintlik maar klein. En dit is die tweede deel van hierdie verhaal. Die Here kom, en dit is nogal mooi, die skrywer kom en hy sê, die Here kom af, om te kom kyk wat die mense doen. Die Here kom af. Want het is moeilik om te sien wat doen hulle, so klein is dit eintlik. Hulle sê ons bou 'n toring tot in die hemel. Ons wil by God wees. Dan sê die skrywer, hy gebruik die taal, hy sê die Here buig af. En hy buig ver af. En hy vat 'n vergrootglas. En hy waai so 'n bietjie die stoffies weg. Om presies te sien wat doen hierdie mense. O, dis ou toringkie. Dis ou toringkie. Die skrywer maak moeite om die mense bouwerke in perspektief te plaas. The pale blue dot, a speck of dust suspended in a sunbeam. Dis waar kan jy bly? Moet nie te veel vir jouself dink nie. Ek moet nie te veel self vir my dink nie. Maar die Here dink baie vir my. En die Here dink alles van jou. Want hy sê so. Hy sê jy's belangrik. Hy sê in Jesaja, jou naam is al gegraveer in sy handpalm. Jy's sy oogappel. Openbaring sê hy gee vir ons 'n klippie met 'n nuwe naam op, wat net hy en jy ken. So bly ons op daai 1 piksel aarde. Is ons belangrik. Maar die mense in Genesis 11 het gesukkel daarmee. Hulle het gesukkel daarmee. Die skrywer noem hulle die seuns van Adam. Hoekom? Adam word die simbool van hierdie natuur wat in jou en my heers. Hierdie natuur, hierdie eie ek, wat graag my naam op die toring wil hê, sodat mense sal weet en sal onthou. Nee, die skrywer sê, dat die Here sal onthou, dat die Here aan my dink. Dis belangriker, want mense vergeet maklik. Toe ek voorberei het, dink ek so vinnig aan al die groot manne in die wêreld, geleerde manne. Dan dink ek vinnig, wie by my opkom? Daar seker Einstein en Da Vinci, en Michelangelo. Maar dan dink ek, wie is daar nog? Dan ontdek ek 'n naam en sê ek, maar joh, hierdie ou is eintlik belangrik geweest, maar ek het hom vergeet. En in jou veld ken jy waarskynlik baie ander belangrike mense wat groot dinge gedoen het. Maar die ou langs jou ken hom nie, of ken haar nie. Hulle het hom vergeet, hulle weet nie eens van hom of haar nie. Genesis sê, die belangrikste is as die Here aan jou dink. Dat die Here jou en my nie vergeet nie. Dis 'n seën. Dis genade. En hierdie deel is ook oor genade, want ons lees hierso in vers 5, dat ek sien, vers 7. Praat die Here van genade. Wat doen die Here met hierdie mense toe hulle hierdie toringkie wil bou? Hy vee hulle nie van die aarde af weg nie. Maar hy sê, kom ons gaan af. 3 eenheid, ons praat met ons Here, praat in onsself. Die Vader, Seun en Gees. Kom ons gaan af. En ons stop hierdie sonde wat die mense doen. Want ek hou nie van sonde nie. Laat hulle hierdie sonde stop. Laat dit liewerster verskillende tale bring. En laat hulle verward raak. En uit mekaar uitgaan. En so betoon die Here genade aan hierdie mense. Geef hulle nog 'n kans. Probeer hy vir hulle rigting gee. En dan gaan die mense weer uiteen. Maar lyk my dit het nie gehelp nie. Want in Genesis 12 hoor ons, die Here kom en hy begin opnuut met Abraham. En hy gaan kies een van hierdie mense wat versprei het so. In 'n tyd, hoe lank hierna weet ons nie. Maar ek sê, ek begin 'n pad met jou. En onthou Abraham in die begin het ook afgodsbeeltjies gehad. Die Here roep hom daar uit 'n ver land uit. En hy sê, los hierdie beeltjies. Los hulle. Ek is die onbekende God. Maar in jou sal die nasies geseën wees. Genade. Genade wat die Here aan jou en my betoon ook vandag, om hierdie woord te hoor. Met die kop en met die hart. Broer en suster, kom ek sluit af. Hoeveel keer was dit nodig dat die Here jou en my torings afgebreek het? Hoeveel keer het ek en jy op 'n moment gekom het ons ernstiger boontoe gebou het en die trappe van sukses in my besigheid en in my loopbaan geloop het. Miskien so af en toe op iemand getrap het ook om daar bo te kom.
En dan gebeur iets in my lewe. En my kaartehuis val in mekaar. En ek is kwaad. En ek is dikmond. En ek beskuldig en ek swaai my vinger. Hoe durf dit of dat? En dan as ek tot my sinne kom, dan hoor ek die sagte stem van die Here. En die Here sê, jy het gebou op 'n plek waar jy nie moet bou nie. En jy het gebou onder 'n skuilnaam. Jy het jou naam opgesit. My naam moes daar wees. Jy het gebou met materiaal wat tweede klas en derde klas was. As dit by my kom, maar jou goed wil die beste wees. Dis Salomo se storie. Dis Saul se verhaal. Dis my verhaal. Dis jou verhaal. Broer en suster, die genade is dat die Here vir ons nog 'n kans gee. Nog 'n keer. Nog 'n keer waai die wind van genade deur ons. Ja, die torings met my naam op. En die boodskap wat dit dra. Broer en suster, wat hoor ons hierso? Ons hoor in hierdie verhaal dat soms is 'n Babelse verwarring nodig om weer sin te bring. Juis in die Babelse verwarring van hierdie mense, die ene wat 'n troffel nodig het en die ander ou kry 'n koeldrank. Het daar sin gekom. Die dinge genormaliseer en dinge gebeur soos die Here wou gehad het. Die mense het weer teen hulle sin uit mekaar uitgegaan. Babelse verwarring is soms nodig om weer die regte pad te vind. Broer en suster, daar's 'n ekwivalente gedeelte in Handelinge wat hieroor praat. Onthou jy die Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is en die mense ook in tale praat. Nie die tale van Korintiërs, hemelse taal nie, maar bekende tale. En die mense sê, maar hoe is dit nou? Hier hoor ek iemand praat. En 'n sekere taal wat ek jare laas gehoor het, want ek is 'n vreemdeling in hierdie land. En hy praat oor 'n lewende God. Laat ek bietjie meer hoor. Mense versprei oor die wêreld heen in die vroeë kerk en bring die woord van die Here. Die lieflike geur, hulle bou torings al hoe hoër en hoër. Hoër as wat die birds ooit kan wees. Torings met net een naam op. Jesus Christus, die lewende Here. En hierdie toring strek nie tot in die hemel nie, nee. Dis nie nodig nie, want die hemel is op aarde. Openbaring 21 sê, aan die einde gaan die Here kom, en die hemel kom op die aarde. En ek en jy wat nou in hierdie tyd lewe, soos ons jaarthema sê, lewe nou. Ons lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ons hoef nie 'n toring te bou om die Here te gaan soek, of die dood vry te spring met allerlei trucs nie. Nee, die lewe self het homself aan ons bekend gemaak. Hy is in ons midde. Broer en suster, kom ons gaan lewe nou. Maar kom ons gaan lewe soos hy dit wil. Kom ons gaan neem voorraad op oor die torings wat ons bou. Kom ons gaan breek af as dit nodig is. Kom ons gaan bou oor. Kom ons begin weer. Want torings moet ons bou. Dis ons roeping. Maar 'n toring met die naam van die Here op. Mag dit so wees. Amen. Ek gee 'n paar momente vir bepeinsing, oordenking. Gerrit het vir ons 'n stukkie speel. Wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir my? Kom ons dink 'n paar momente saam.
Kom ons sluit af met 'n pragtige lied, 'n vlamlied. Here, U skyn oor almal. Here is genade wat skyn oor ons en kom ons sing 'n loflied ook daaroor, eer van die Here. Kom ons staan. Skyn oor almal met die glans van die liefde skyn op ons tot ons oë opgaan, maak ons vry om te lewe voor U, skyn oor my, skyn oor my, soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn die Here in ons. Kom Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom, laat U liefde die wêreld oorwin. Here, maak my 'n lig wat helder skyn om liefde te dra al verder, skyn deur my door die hele wêreld, weet dat U vir ons almal gesterf het, skyn deur my, skyn deur my, soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn die Here in ons. Kom Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom, laat U liefde die wêreld oorwin. Mag die genade van ons Here Jesus God, mag die liefde van God, mag die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Mag ons lig wees wat skyn in die wêreld, of mense dit nou sien of nie. Want die liefde van die Here loop saam met ons. Amen. Heer, ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smachtend in hul nood, met duik hier op U. Hoor ons smeekgebed, o Heer, Vader wat regeer, bring die liefde van ons Heer na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons saam in vrede woon. Heer, ons bid vir Afrika, waar U ook regeer, raak die harde harte aan, om
liefde van ons Heer na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons saam